So Gerda, vandag se vraag is, ek dink ek het nooit regtig gerou nie. Is dit moontlik? Nou hierdie vraag kry ons baie, want ek dink mense het 'n prentjie in hulle kop oor hoe lyk die rouproses? Nie net wat gaan jy ervaar nie, maar hoe lyk dit? En dan voel hulle baie mense skuldig om een of ander rede as hulle nie daai prentjie voldoen nie. Veral as dit nou nie wag net wat ja, dit is nie eintlik veral wat nie. Ja, Lisa, dit is uiters moontlik om nie te rou nie. En veral as dit 'n baie groot verlies was of 'n baie skielike verlies was of as daar 'n verlies was van iemand wat in 'n baie komplekse verhouding met jou was, dan kan dit nogals moeilik wees om die rouproses deur te gaan. Daar bestaan 'n persepsie dat die rouproses 'n sikliese proses is wat van punt A, B, C, D, E tot by aanvaarding uiteindelik dan uitkom. En daardie idee en daardie konsep is ontwikkel deur 'n vrou met naam Elizabeth Kubler-Ross wat hierdie model ontwikkel het. Sy het met palliatiewe pasiënte gewerk en sy het gesien dat wanneer mense sterf, dan gaan die familie deur 'n sekere patroon. En daar is 'n sekere patroonmatigheid aan die proses, maar een van die dinge wat dikwels nie vir mense gesê word nie, is dat jy in enige dele van daardie rouproses kan gaan vassit, met ander woorde dat jy nie aanbeweeg nie, of dat jy enige tyd weer kan teruggaan. So ek wil eintlik sê haar model deesdae sien die meeste sielkundiges eintlik meer as 'n hier is 'n moontlike raamwerk van dit wat jy kan beleef. Maar wanneer daar kompleksiteit by die afsterwe was, dan is dit eintlik algemeen dat mense nie rou voltooi nie. En my persoonlike perspektief daaroor en dis nou 'n professioneel persoonlike perspektief daaroor is dat ons eintlik nooit klaar rou nie. Rou neem net ander forme aan. Soos wat jy ouer word, soos wat jy verder van die insident van verlies af beweeg en ons leer hoe om saam met dit te leef. Maar die idee dat rou 'n begin en 'n eindpunt het, is ek dink dit ontneem van die kompleksiteit en van die nuance wat aan die rouproses inherent is. Ek dink mense gaan al klaar baie sug van verligting hê as hulle hoor wat jy nou gesê het. Ek dink baie keer het ons nodig om daai woorde te hoor. Maar terselfdertyd, soos ek nou gesê het aan die begin, mense voel om een of ander rede geweldig skuldig oor waar of hoe hulle rou, waar hulle in die proses is en hoe hulle rou. Hoe kan mens kyk na daardie skuldgevoel van jy hoef nie bang te wees vir wat nog voor lê nie en jy hoef ook nie skaam te wees oor wat al gebeur het nie. Lise, ek dink die belangrikste ding is dat mense rou vir hulle self normaliseer. Ons omdat rou ongemaklike emosies het wat baie soortgelyk is aan die emosies wat ons het as ons depressief voel en omdat mense stigma koppel aan depressie steeds ondanks al die goeie werk, is dit sodat mense dan voel hulle behoort vinniger oor iets te kom. Of daar is mense wat anders rou. Daar is mense wat rouprosesse op 'n baie meer, ek wil sê kognitiewe manier deurvat en deursien en dit rasionaliseer en dit lyk soms of hulle dikwels vinniger deur iets kan beweeg. En nou vergelyk jy jou proses en jou ervaring met iemand anders wat dit heeltemal anders is. Of jy het 'n ander verhouding met die persoon gehad. En jy sien hoe almal anders het nou aanbeweeg, hulle het eintlik al nie vergeet van die persoon nie, maar hulle kan nou op 'n baie meer ontspanne manier praat, maar jou verhouding met daardie persoon was uniek. Weet, ek dink aan self in my eie lewe wat ek deur 'n rouproses gegaan het, wat ek skuldig gevoel het ek rou, want ek het nie gevoel ek het 'n nabye genoeg verhouding met die persoon wat gesterf het om so te mag rou nie. En ek moes myself herinner om te sê dit was nie net die persoon nie, dit was ook wat die persoon vir my simboliseer en beteken het. En ek mag myself die ruimte gee om hartseer te wees en te rou en te skryf en dit te verwerk op watter ook al manier. Ek hoef nie my ervaring te vergelyk met iemand anders nie. En daar's baie vryheid daarin wanneer jy kan sê rou is normaal. Hoe ons rou is absoluut individueel. Daar is egter ook gekompliseerde rou en ek dink dit is belangrik dat mense dit besef dat wanneer jy deur 'n rouproses gaan, maar dit bly
ongelooflik aktief. Met ander woorde, dit is die hele tyd asof dit sopas gebeur het en daardie gevoelens verstrengel jou, dan is dit tog wys om professionele hulp te kry. Iemand te kry wat saam met jou deur die pad kan stap, want soms, veral in komplekse verhoudings, kan daar gekompliseerde rou kom. Byvoorbeeld, iets in 'n verhouding is nie afgehandel nie, of soms Lise in buiteegtelike verhoudings waar niemand weet dat daar 'n verhouding was nie, maar een party is nou dood en jy wil rou, maar jy kan nie rou nie, so jy kan nie openlik rou nie. Dit is steeds belangrik om iemand dan te kry waar jy dit kan gaan verwerk. Daar is 'n konsep ook dat wanneer rouproses deur iemand anders gesien word en herken word, dat dit eintlik die negatiewe krag verloor. Dit vat nie weg daaraan nie. Dit maak dit nie minder belangrik nie, maar dit kan die wurggreep van rou losmaak en sê rouverlies is deel van jou lewe, die verlies is deel van jou lewe, maar jou verhouding met dit kan oor tyd stelselmatig verander. Ek dink baie keer is dit juist daai skuldgevoel wat mense keer om vir hulp te vra. En hierdie ding van soos jy nou gesê het, jy vergelyk jouself met hoe iemand anders rou, hoe hulle deur die proses gaan en jy gaan eintlik op 'n uiterlike vlak heel normaal voort. En weer eens daai ding van skuldgevoelens en ek kyk na myself en ek lyk nie soos ander nie en hoekom is dit so en verhoed jou dan om die rouproses ook dan eintlik net te laat gebeur. Ons vergeet baie keer dat ons brein weet wat dit doen. Ons hoef nie vir ons brein te sê wat hy moet doen nie. Ons brein weet wat hy moet doen. Ons moet net vir hom die kans gee om dit te doen. Vir haar, wat ook al. Die brein moet net 'n kans gegee word. Lise, jy is so reg. Maar ek dink ook ons moderne westerse samelewing het rou vir ons baie meer kompliseer. Wanneer jy kyk na meer tradisionele kulture, dan sal jy sien dat daar 'n gemeenskaplike proses van rou is. Daar is sekere verwagtinge, daar is sekere gebruike in plek wat struktuur gee aan die rouproses. En daardie struktuur skep veiligheid. Onthou, wanneer jy verlies ervaar, wanneer jy onsekerheid ervaar, dan wil jou liggaam en jou brein smag dan na enige ietsie wat 'n mate van sekerheid gaan gee. En dit help jou om gereguleerd te bly. Nou, in ons westerse kultuur is dit deesdae so geïndividualiseer, dat ons ook glad nie meer 'n toelaatbare of 'n toepaslike manier van rou het nie. Maar sekere kulture behou dit. As ek kyk na die moslimkultuur, hoe hulle rou en die verliesproses hanteer, die Joodse kultuur, hoe hulle dit hanteer. Jy weet, daar's sekere stamme in Afrika wat ongelooflike seremoniële rituele het wanneer dit kom by verlies. En daardie saamrou en daardie kollektiewe gebruike waaraan mense blootgestel is, ondersteun eintlik die rouproses geweldig baie. So tot 'n sekere mate wil ek sê, as mense is ons geprogrammeer om te rou. As daar verlies is, gaan dit jou rouproses, dit gaan dit aan die gang sit. Maar omdat ons kultuur en ons samelewing dit so verwyder het. Weet, ek het hoe lank in hierdie dorp gewoon voordat ek geweet het waar die naaste begrafplaas is, want dood is dit is so eenkant toe geskuif. Hoe belangrik dit eintlik is vir ons as mense om te kan sê, daar is 'n sekere ritme, en daar is 'n sekere gebruik, en daar is sekere patrone, iets wat vir ons standvastigheid gee. So ek is eintlik 'n groot voorstander daarvan om 'n tradisionele rouproses toe te laat. Om vir mense te sê, dit is oukei, hier is 'n aanvaarbare ritme. Jy hoef dit nie self uit te dink nie, jy kan net hier inval. Maar weer eens, in ons westerse tyd leef ons in 'n baie geïndividualiseerde tyd en elkeen probeer hulle eie pad vind, maar dit is baie jammer want ek dink ons kompliseer rou en ons kompliseer eintlik ons rouproses op 'n sekere mate onnodig. Maar aan die einde van die dag, en jy het dit nou gesê ook, as indien jy ervaar jy kry nie jou ondersteuning binne die familiekonteks of jou direkte mense konteks nie, dan gaan soek 'n mens vir daai ondersteuning. Ek dink dit is wat jy probeer sê is, moenie dan net terug staan en nou maar net
water oor jou laat spoel nie. Gaan vind as jy iets nodig het, dan moet jy dit gaan vind en dit is hoekom professionele mense daar is. En daar is baie ander mense ook wat ook daar is om net vir die spasie te gee waar binne jy mag rou en mag wees. Ek dink mense dink hoe hulle rou het 'n reg of verkeerd stempel aan. En dit maak my baie gespanne as mense so praat. Ek kan dit nie. Absoluut. Lise, dit is so belangrik en ek weet van 'n studie wat gedoen is oor die belangrikheid van ritueel in traumabehandeling. En soms moet jy saam met 'n professionele persoon gaan sit en sê ek het nou 'n ritueel nodig om hierdie verlies effektief te verwerk. En onthou, 'n professionele persoon staan so klein bietjie buite jou verlies. Reg? Hulle behoort te kan empatie en deernis hê, maar hulle gaan nie verswelg word deur die groot emosies nie. En net daardie ruimte, daardie plek waar jy kan gaan sê, help my. Help my om my eie ritueel te vind. Help my om 'n manier van rou te skep wat vir my sinvol is. En Lise, ook om te weet, elke verlies gaan nie dieselfde rou nie. Dis ook belangrik. Jy weet, elke verlies van iemand in jou lewe gaan nie noodwendig dieselfde rou nie. Dis net wel belangrik en ek dink dit is vir my so kosbaar as mense met rouverlies kom werk, want daar is 'n verandering in jou menswees wat aan die einde van daardie proses kom. Jy gaan nooit weer heeltemal dieselfde na die lewe kyk nie. Maar ons is ook nie veronderstel om regter ons lewens dieselfde te bly nie. So 'n rouproses kan, ek wil sê, op sy beste gesien word as 'n proses van regte selfontdekking en selfgroei wat so ongelooflik betekenisvol kan wees. Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. Jy hoef nie alleen daardeur te sukkel nie. En jy hoef veral nie skaam te voel nie. Ons hoef nie skaam te voel nie. Ek onthou byvoorbeeld toe my tannie oorlede is, was ek 15 en ek het op 22 eendag op universiteitskampus geloop en gedink, as ek nou by die koshuiskamer kom, gaan ek haar gou bel. En toe besef ek, maar sy is nou al 7 jaar op daardie stadium oorlede. En toe besef dat ek was besig om so okay te probeer wees en ek was 'n tiener. Okay, en jy rou bietjie simpel as jy 'n tiener is. Dat ek nooit myself die kans gegee het om deur te rou nie. En ek moes soveel jare verwyderd van die verlies ondersteuning kry om my deur 'n rouproses te gaan help, want toe is dit asof my brein en alles eers opvang en sê, hier is dit nou, hier is werklike verlies. So ons almal kan dit ervaar, ons almal kan ek wil sê 'n delayed reaksie hê op verlies. En op daardie manier uit te kan sê, jy is nie immuun daarteen nie, maar as jy agterkom dit het 'n impak op jou dag-tot-dag funksionering, kry ondersteuning, kry iemand om jou hande sterk te maak, sodat jy sinvol deur die proses kan beweeg. Indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel, sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset Wes. Haar besonderhede is by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. En dan die heel belangrikste, soos altyd, kyk mooi na jouself.